Soms voel ek, my geloof is plastiek. Ek het die Here baie lief, maar soms doen ek dinge omdat ek moet en omdat ander mense dit doen. En dan wonder ek, is my geloof eg? Ek praat nie vandag oor ander mense se geloof nie, maar ek praat oor myself en ek kan nie sê, my geloof is beslis suiwer 24 karaat goud nie. Partykeer voel dit soos plastiek wat mooi goud geverf is, want ek twyfel en ek het klonte ongeloof en sommer net luiheid as deel van my geloof. En die Bybel sê, geloof kan en moet getoets word oor die egtheid. Is dit egte goud? Of is dit maar net 'n mooi stukkie plastiek? En die manier hoe dit getoets word, is vuur. Want as ek hierdie dingetjie in hierdie plastiek dopie in die vuur gooi, dan gaan hy smelt en hierdie ene gaan dieselfde bly, want hy's egte goud. En soos wat vuur die egtheid van goud toets, so toets beproewing, swaar kry, droefenis, die egtheid van geloof. En dis wat die Here vra, dat ek ook die bereid moet wees om deur hierdie beproewings en swaar kry te gaan. En ons weet dit, swaar kry stroop my van maskers en van die aangeplakte goeders wat my minder eg maak. Maar ek is maar 'n bietjie bang vir daai toets. Want sê nou maar ek word getoets en daar's niks of so vermeng dat dit amper niks is nie. En daarom moet ons vra, wat presies word getoets? En interessant genoeg, 1 Petrus 1 vers 7 sê dat mense waarvoor wie hy die brief skryf, se geloof sal as goud bevind word. Nou dis half snaaks, want Petrus weet nie eers met wie hy praat nie. Hy sê dis net, moenie bekommerd wees nie, julle geloof is goud. Dus, wat word getoets? Die gehalte van hulle eie geloofspogings of die goudgehalte van die geloof waarin hulle glo, die goudgehalte van Jesus as die voorwerp van my geloof. En dis die groot verskil, die groot ontspannenheid wat ek het, dat my geloof is goud, omdat dit die geloof is wat God vir my geskenk het, nie die geloof wat ek self produseer en moet suiwer kry nie. Ek moet net daaraan vashou en dit gebruik vir die mans soos 'n 4x4. Ek het 'n 4x4% gekry, Jesus Christus is daardie een wat alles kan oorkom. Dus as hier nou moddergate en klipperige opdraandes voor my is, dan is ek eintlik bly. Want nou gaan dit wys, hierdie geloof kan dit vat, want Jesus is die voorwerp van my geloof. En daarom sê Petrus, verheug julle in die beproewings. Wees bly as dit daar swaar kry kom, dan gaan julle self ontdek. Ons geloof is goud geloof. En daarom moet ons net daaraan vashou. Ons geloof is Christus. Dis nie ander soorte geloof nie, want daar is baie op die mark wat blink vandag, positiewe denke en doen dit self dinge en ander godsdienste. As die beproewings kom, gaan dit wys, dis nie goud nie. Ek weet, Christus is goud. En daarom sal as ek aan hom vashou en die beproewings kom, dan gaan dit wys, dis goud. En as ek bly selfs oor swaar kry, want dan gaan ek weet,
Nou kan ek wys dat Jesus vir my deur alles kan dra. Dat sy geloof is goud, suiwer. Kom ons sê dankie daarvoor. Hemelse Vader, vir die genade van goue geloof sê ons dankie. Ons het niks om te spog dat ons iets gouds geproduseer het nie. Maar ons het maar net iets om te juig dat ons Jesus die goud van geloof persent gekry het. Help vir ons om daaraan vas te hou, daarop te vertrou en vir ander mense in hulle swaarkry te sê, hier is die geloof wat vir jou deur wat ook al kan vat. Jy sal met hierdie geloof deur vuur kan gaan en ander kant uitkom. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek weet nie wat lê vir my voor nie en vir jou voor nie. Ek weet waarin ek vashou en wat die toets van beproewings gaan weerstaan. Seën mense.